Naat mense, Japie hierso. Ek wil Openbaring 19 met julle doen. Ek hoop my battery van my komputer hou, want hier waar ek nou is, hy wys 43%. Ons hoop hy hou. Want hier waar ek nou is, by die werk, is daar nie krag nie. So, voel bietjie soos Suid-Afrika, ten minste is die lig. So kom ons kyk of ek hom kan klaar kry voor die krag af van die komputer. Openbaring 19, ons gaan voort. Soos ek gesê het alreeds, ek lees in Engels, dit is maar net meer akkuraat, en dan verduidelik ek in Afrikaans. So, dit is maar hoe dit is, maar my verduideliking is in Afrikaans. Dit is net die verse in die Bybel self, wat ek na die Engels verwys, want hy sê dinge net beter, hy gebruik beter beskrywings en woorde, en is meer akkuraat in lyn met die Grieks manuskripte, as wat die Afrikaanse vertaling maar is. Dit is maar hoe dit is. After these things I heard a loud voice of a great multitude in heaven saying, Hallelujah. Hallelujah, mense, beteken prys u ja. Nou, hierdie is natuurlik verkeerd gespel, die regte spelling sal wees so, Hallelujah. Nou, dit sê prys u ja. Nou, ja is die eerste 2 letters van die Vader se naam, sy naam is uit 4 letters, die eerste 2 letters word uitgespreek, ja. So dan die derde letter is 'n U, so Yahoo, en die 4de letter is dieselfde as die tweede ene, is ook 'n A, so jy het Yahuwah, dis die Vader se naam, daar is dan, Yahuwah. Hier kan jy natuurlik ook 'n W insit, as mense nie wil confused raak nie, Yahuwah, in elk geval. After these things I heard a loud voice of a great multitude in heaven saying, Hallelujah, salvation and glory and honor and power belong to Yahuwah our Elohim. Elohim beteken Almighty One, die almagtige een. Dit is Elohim. Elohim kan ook beteken baie magtige, 'n groep magtige mense of wat ook al. Elohim. Daar was nog iets wat ek wel genoem het. O ja, as ek praat van Jerusalem, julle het seker al agterkom, ek verwys na Jerusalem, die Vader se naam en Salem, want dit is, Yahuwah is vrede. Die rede hoekom ek dit doen, is want die Bybel sê, dit is die stad se naam, nie Jerusalem nie. Jerusalem is nie die stad se naam nie. Dis Jerusalem. En die rede is, Daniël 9 vers 19 sê vir jou, sê Daniël, dat u, toe hy tot Vader bid, sê u naam is in die stad en in die mense. U stad en die mense het u naam, sê hy daar direk. So dit wil sê dat die stad Jerusalem bevat die Vader se naam. En sy mense, en hy verwys natuurlik na Jehuda, die stam Jehuda en die stad Jerusalem, albei bevat die Vader se naam. So dit staan so in die Bybel, dis hoekom ek dit ook so gebruik. En as jy gaan kyk na die spelling van die woord, kan dit wees Jerusalem. Hulle het net 'n klein lyntjie bygevoeg in die Hebreëse teks, en dis hoekom hulle nou sê Jerusalem. Okay, dis 'n bietjie afgedwaal daar. Vers 2, For true and righteous are his judgments, because he has judged the great harlot who corrupted the earth with her fornication, and he has avenged on her the blood of his servants shed by her. Nou natuurlik, ons het in die vorige hoofstuk gelees, dat sy die koppie gegee het vir ander mense ook dronk gemaak, en wat dit beteken het, is dat sy het begin, Jerusalem is die plek waar baie van die profete en die gelowiges doodgemaak is, en die fariseërs het uitgegaan en hulle op ander plekke ook gaan doodmaak. Dit was Paulus se werk ook gewees op 'n tyd, om die mense te gaan gevange neem en vat na Jerusalem toe om geoordeel te word, die gelowiges. In elk geval, sy die koppie gegee vir Rome. Sy die ander gedronk gemaak met haar fornication. En dit beteken, Rome het toe ook begin, net soos Jerusalem, net soos die priesterskap, ook begin om die gelowiges dood te maak. En natuurlik, dit het begin deur Nero. Hy het dit begin. Nou vertel ek hierso. And he has avenged on her the blood of his servants shed by her. Ons het alreeds bewys dat hierdie hoer is niemand anders as die geestelike leiers van Jerusalem, wat insluit die fariseërs, sadduseërs en skrifgeleerdes.
In Matteus 23 sê Joshua dat die bloed van Jahoua se dienaars, heiliges, profete kom op hulle koppe. Hy sê selfs in Matteus 23 dat die oordeel gaan kom op hulle in hulle geslag. En dit het tussen 66 en 71 na Christus vervul. Dit het net so gebeur soos Joshua gesê het. Hy het vir hulle gesê, in julle geslag gaan die oordeel oor julle kom. Maar dan wil mense sê in hoofstuk 24, die volgende hoofstuk sê hy vir die disippels, in julle geslag gaan my tweede koms wees en die groot verdrukking en die vernietiging van die stad. Dan wil mense kom sê, nee, Daardie in julle generasie beteken eintlik 'n generasie 2000 jaar later. Maar in hoofstuk 23 sê hulle, nee, okay, dit is die priesters van daardie generasie. Jy moet mos tot dieselfde slotsom kom, vir al twee hoofstukke. As Joshua sê, julle geslag, bedoel hy julle geslag. Hy bedoel nie 'n toekomstige geslag van duisende jare later nie. Vers 3, again they said, Hallelujah, her smoke rises up forever and ever. Nou forever and ever, die rook gaan nie letterlik op vir ewig nie. Rook wat vir ewig en altyd uit iets opstyg is verteenwoordigend van die voortsetting van 'n verowerde volk onder die elende van onderwerping en slawerny. Dit is maar na wanneer te verwys en dit kan ook verwys na 'n ewige vernietiging van die plek, dat dit nie weer herbou sal word nie, soos Babylon byvoorbeeld. Maar ons weet, Jerusalem gaan weer herbou word na die tweede Exodus, soos wat ek in my ander video's vir julle wys. Die profete sê dit, 'n paar keer, verskillende profete in die Bybel, dat Jerusalem gaan weer herbou word, eers na die wit Christene in Suid-Afrika bymekaar gekom het. Eers dan gaan Jerusalem herbou word, so daai plek daarbo wat julle dink is Jerusalem, is nie die plek nie. Want hy is klaar herbou. So hy kan nie, hy kwalifiseer nie. Dis my punt. Ons kyk hoeveel 39. Hy gaan nogal vinnig af. Vers 4. And the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshipped Yahuwah, who sat on the throne, saying, Amen, Alleluia. Of Halleluja. Halleluja beteken prys vir ja. Ja is die eerste twee letters van die Vader se naam, en dit is hoe dit uitgespreek word altyd. Ek het dit nou net gesê, nou lees ek dit sommer weer hier. Ja, die derde letter is U, of U, W, klank, en die vierde letter is dieselfde as die tweede letter A. So ons het Yahuwah. Sien my video oor die name van die Vader en die Messias volgens die Bybel. Ek het 'n video daaroor as jy wil gaan kyk. Jy kan ook gaan kyk Messenger of the Name se video, Hashem Revealed. Hy is 'n Judeër en hy ken hierdie tale baie goed. Hierdie Hebreëus en Aramees en so aan. En hy het 'n video gedoen oor die Vader en Seun se name en hoe mense dit uitspreek en hoe mense dit uitvind wat dit is. Baie puik video. Daardie ou is nou 'n regtig 'n teacher. As jy nou iemand 'n goeie teacher wil noem, nou daardie ou kwalifiseer. Hy is baie goed. Vers 5, then a voice came from the throne saying, Praise our Elohim, all you his servants and those who fear him, both small and great. Die Bybelse definisie van Yahuwah vrees is om sy gebooie te onderhou. Levitikus 19 vers 3. You shall fear every man his mother and his father and keep my Sabbaths. I am Yahuwah your Elohim. Om jou ouers te vrees beteken jy respekteer hulle en gehoorsaam hulle. Dis wat dit beteken, mense. Dis die Bybelse definisie van vrees. Deuteronomium 5 vers 29. Oh, that there were such a heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them and with their children forever. Om Yahuwah te vrees beteken jy respekteer Yahuwah en jy gehoorsaam sy instruksies, sy wette, sy Torah. Nou mense, as julle Christene is en julle wil nie die gebooie onderhou nie, dan vrees julle nie Yahuwah nie, dan respekteer julle hom nie. Vers 6, and I heard as it were the voice of a great multitude, as the sound of many waters, and as the sound of mighty thunderings, saying, Hallelujah, for Yahuwah Elohim omnipotent reigns. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints.
Regverdigheid, definisie is om jou hoogste gebooie te onderhou. Deuteronomium 6:25, Jesaja 51:7 en Lukas 1:8. Sonder wetsgehoorsaamheid kan jy nie deel van die bruid wees nie. Ons lees in Openbaring 14:12 en Openbaring 12:17 dat mense die gebooie moet onderhou terwyl mens glo in Yahushua Messias. As jy wetteloos leef, het jy nie so 'n kleed aan nie. Ons sien ook dat Petrus sê in Clement Recognitions dat die kleed is ook die doop na bekering. Hier sê hy dit, intussen het hy ons beveel, dis nou wat Petrus hier sê, en hier praat hy, ek het dit net vertaal na Afrikaans toe, intussen het hy ons beveel om uit te gaan, om te preek en julle uit te nooi na die maaltyd van die hemelse koning, wat die Vader voorberei het vir die bruilof van sy seun, dat ons julle bruilofsklere moet gee. Dit wil sê, die genade van die doop. Wat elkeen wat dit ontvang, as 'n vlekkelose kleed, waarmee hy die maaltyd sal van die koning sal kan binnegaan. Pas op dat dit nie met sonde bevlek word nie, en jy so as onwaardig verwerp word. Dit is die dinge wat selfs die kleed van die doop besoedel, moorde, egbreek, haat, gierigheid, bose ambisie. Die dinge wat gelyktydig die siel en die liggaam besoedel, is dit, om deel te hê aan die tafel van demone, dit wil sê, om geofferde dinge te eet, of bloed, of 'n karkas wat verhurg is, en as daar enigiets anders is wat aan demone geoffer is. Nou hier, dit kom uit daardie Clement, Recognitions of Clement, Petrus hierso verduidelik vir Clement, die leringe van Yahushua, wat Yahushua hulle geleer het. Dit is regtig 'n amazing boek, dit moes eintlik die Handelinge gewees het van die Bybel, ongelukkig is dit nie. Maar jy hoor van Johannes en Jakobus en Matteus en Petrus in hierdie Recognitions of Clement. Dis hoekom ek sê dit moet eintlik Handelinge gewees het, want dit praat oor die disippels en wat hulle gesê het, geleer het en vir die mense vertel het. Baie, baie goeie boek. Of dit moes maar apart in die Bybel gewees het as 'n ander boek. Maar hulle wou seker maar nou nie gehad het dat mense moes hierdie goed weet nie. Maar nou weet julle dit. Laat doop julle, dis baie belangrik. Markus 16:16 sê mos, wie glo en hom laat doop sal gered word. Then he said to me, right, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true sayings of Elohim. En ek moet net hier noem ook van Clement's Recognition. Hier sê hulle van, jy besmet jou siel en liggaam, as jy iets eet wat aan afgode geoffer is. Nou weet in die Bybel vir julle gesê, julle kan goed eet wat aan afgode geoffer is. Paulus sê dit. So, ja, ek gaan nie nou daaroor op ingaan nie, maar het is interessant dat die disciples en Yahushua self in Openbaring het gesê, jy mag nie goed eet wat aan afgode geoffer is nie. Maar Paulus het gesê, jy mag. Verse 10, and I fell at his feet to worship him, but he said to me, see that you do not do that. I am your fellow servant and of your brethren who have the testimony of Yahushua. Worship Yahuwah, for the testimony of Yahushua is the spirit of prophecy. Ek glo wat die engel hier probeer sê, is dat Yahushua se lewe en leringe is die vervulling van profesie aangaande sy lewe. Profesie wat Yahuwah se gees vir die profete van ouds gegee het. Okay, Messiah on a white horse. Verse 11. Now I saw heaven opened and beheld a white horse, and he who sat on him was called faithful and true, and in righteousness he judges and makes war. Nou dis die eerste keer wat ons hoor lees van Yahushua op sy witperd. Die witperd van in die begin van Openbaring gaan nie oor Yahushua nie. Dit gaan oor die valse leraars. Dis daardie witperd. Maar gaan kyk maar daardie hoofstuk as julle wil. Jesaja 19 vers 1 tot 4. Kyk, Yahuwah ry op 'n vinnige wolk en kom na Egipte toe. En die afgode van Egipte wankel voor sy aangesig. Die hart van Egipte smelt in sy binneste. En ek sal Egipte teen Egipte ophits, sodat hulle sal veg.
Elkeen teen sy broer en elkeen teen sy naaste. Stad teen stad, koninkryk teen koninkryk. En die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste en sy planne sal ek verwar. Dan raadpleeg hulle die afgode en die besweerders en die geeste van afgestorwes en die geeste wat waar sê. En ek sal Egipte oorgee in die hand van die harde meester en 'n strenge koning sal oor hulle heers, spreek Jahoua van die leerskare. Ons sien dat met Jehoshua se koms gaan gepaard met oorlog en oordele. Dit is hoekom dit verstaanbaar was dat Jehoshua sigbaar was met tye van die oorlog Rome teen Juda. Nie net een keer nie, asof hy daar was as oorsigter, om seker te maak Israel kry hul volle oordeel wat hulle toekom. Ja, daar was 'n paar keer wat soos 'n gloriewolk verskyn het, wat abnormale tipe wolk was, wat daar weerlig en aardbewing was en storm en wat gepaard gegaan het met klomp mense wat doodgaan as gevolg van iemand wat hulle aanval. Dit is 2 keer wat dit verskyn het, maar voor dit het ek dink in 66 het Josephus, Tacitus, Josephon en 'n paar ander, dis selfs in die Talmud geskryf, wat hulle die weermag van Jehoshua op die wolke gesien en gesien hoe hulle stede omsingel. En so dit is 'n letterlike vervulling van Jehoshua wat sy engele uitstuur en met Jehoshua se tweede koms. Maar dit blyk dat Jehoshua was betrokke tydens die hele periode van die oorlog, daai 3,5 jaar, was hy betrokke en was hy gesien hier en daar met tye. Soos ek sê, maar met die gloriewolk was hy, die gloriewolk het hom verskans, die mense het net die wolk gesien en die storm en alles, en so aan, maar oorspronklik die eerste keer het hulle fisies die ouens in die lug gesien, daar rondry op die waans en weerligte en ja, engele met hulle swaarde en alles reg om te fight. So dis 'n vervulling van Joshua se tweede koms en wat hy vir sy disippels gesê het, hulle sal hom sien terugkom van hulle wat nog gaan lewe. Die Caiaphas, hoëpriester, sou hom sien terugkom op die wolke. Die soldate wat hom gekruisig het, sal hom sien terugkom op die wolke. Hy het vir baie mense dit gesê. Baie mense. Ek dink in Matteus 23 sê, het hy selfs vir die fariseërs daar ook gesê, hulle sal hom sien terugkom. En dus het hy gedoen wat hy gesê het. Hy het mos nou nie vir hulle gelieg nie. Hy het nie vir hulle allerhande sulke goed gesê soos Caiaphas en die Romeinse soldate sal hom sien en die disippels van hulle sal hom sien, maar dan het hy eintlik maar net gelieg vir hulle en hulle valse hoop gegee en nou kom hy eers nou 2000 jaar later. Dis mos nou nie reg nie. Ons kan mos nou nie sê Joshua se leenaar nie. Verse 12, his eyes were like a flame of fire and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. Baie krone, Matteus 28 vers 18, en Joshua het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Ek dink baie krone verwys na, hy regeer oor alles. Hy regeer letterlik oor alles, selfs die doderyk. So, dis hoekom hy dra baie krone, dit beteken hy heers oor baie fasette van die lewe, hy regeer oor die hele aarde, hy regeer oor alles, selfs oor die doderyk. He was clothed with a robe dipped in blood and his name is called the Word of Yahuwah. Nou, Johannes probeer baie duidelik maak vir ons wie hierdie is. Dit is Jehoshua. Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Johannes wil dit duidelik maak dat hierdie persoon op die perd Jehoshua is. Jehoshua is die woord van Yahuwah. Hy onderhou Yahuwah se instruksies perfek. 1 Johannes 3 vers 5. En wat sê die Bybel? 1 Johannes? Hy sê jy moet in sy voetspore volg. Jy moet in Jehoshua se voetspore volg. Hy het die wet onderhou. Dan moet jy dit mos nou ook doen. En Jehoshua self het so gesê in Johannes 15 vers 10 dat jy moet die gebooie onderhou net soos hy het. Net soos hy vir die Vader gewys het, hy is lief vir hom, moet jy ook vir die Vader wys, hy is lief vir hom. Vers 14, and the armies in heaven clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Nou mense, soos ek sê, hierdie het letterlik vervul in 66 tot 71 na Christus, waar die mense hierdie weermagte van Jehoshua
en Joshua en sy engele weermagte gesien het in die lig. Hierdie is 'n verwysing na Joshua se tweede koms wat vervul het tydens 70 na Christus rondom daai tyd met die oorlog en vernietiging van Jerusalem en die tempel. Matteus 16:27 Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Natuurlik het hierdie wesens Joshua se engele en hy self 'n hand daarin gehad met die vernietiging van Israel van daardie tyd, want hulle het hom verwerp. Hulle het gesê, laat sy bloed op ons kom en op ons kinders. Nou ja, toe het hy seker gemaak, die bloed kom op hulle, sy bloed kom op hulle. Wat sê die historikuste? Een interessante aspek van die vernietiging van die Tweede Tempel is die opgetekende waarnemings van soldate in die lug tydens die beleg. Opgetekende waarnemings van soldate wat in die lug gebeur het tydens die beleg. Volgens Josephus het verskeie mense waans en troepe soldate in die wolke gesien wat rondom Jerusalem beweeg. Josephus, The Jews Wars 653. Net weer noem hierdie is 'n direkte vertaling van die Engels af, partykeer klink dit bietjie snaaks. Die Talmud, 'n versameling Joodse mondelinge tradisies, teken ook die waarnemings van soldate in die lug tydens die beleg aan. Die Talmud beskryf die soldate as manne in wit klere, wat gesien is terwyl hulle in die lug bo Jerusalem veg. Talmud Yoma 39b. En beskryf leers in die wolke wat wapens omhoog hou. Cassius Dio, Roman History 65.7.3. Sien julle, hier is verskeie baie mense wat dit gesien het. Dis nou maar net die handjievol van mense wat dit neergeskryf het, maar julle kan imagine, duisende mense het dit gesien gebeur, wat daar was in daardie area. Historian Tacitus wrote, 'n skouspel van dinge is in die lug getoon, want eers is figure so skepe gesien, so vaag weg het hulle begin iets sien in die lug, beweeg. En kort daarna het die lig verskyn, in die lig verskyn om oop te gaan en te onthul wat gelyk het na die leers van die hemele, hul glinsterende wapens en vaandels, met die skielike geluid van trompette en die oorlogsinstrumente wat baie lyk soos die van verskeie nasies. Ja, hulle wapens het gelyk soos die van nasies van daardie tyd, en hulle het die trompette gehoor. Nou wanneer word die trompette geblaas, mense? Die Bybel sê ons vir ons, met Joshua se tweede koms, is dit nie? Nou ja, hulle het dit gehoor, die trompette gehoor, die engele gesien wat Joshua sou afstuur, soos hy beloof het. Matteus 24 vers 30 tot 34. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde, hierdie aarde is van die land, van daardie gebied, en dan sal al die stamme van die land rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Dis nou net so wat die historikusse vir ons gesê het, wat hulle gesien het. En hierdie historikusse is nie Christene nie, meeste van hulle was ateïste. Hulle het maar afgode aanbid van hulle. Jammer, vers 31. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid. Presies net so vervul mense. Hierdie het Tacitus nou net vir ons gesê, hulle het trompette gehoor. Trompette en die oorlogsinstrumente. Hier sê Joshua, en hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke, van die een einde van die hemele af tot by die ander einde daarvan. Weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Het Joshua gelieg of nie, mense? Het hy gelieg? Hy is 2000 jaar later nou en hy het nou nog net hierdie promises, hy het dit nog nie vervul nie. Hy het gelieg vir sy disippels, hy het gelieg vir die fariseërs, hy het gelieg vir die hoëpriester, hy het gelieg vir die Romeinse soldate wat hom gekruisig het, hy het vir almal gelieg, né? Dis wat julle sê as julle sê hy het nog nie teruggekom nie. As julle sê sy tweede koms het nog nie gebeur nie, dan sê julle hy's 'n leienaar. En hierdie is 'n rede hoekom baie ateïste is.
Hulle gebruik hierdie wat ek nou hier vir julle wys as voorbeelde van hoekom hulle nie Christene is nie. Hoekom hulle nie glo in die Bybel nie. Hulle sê, Jesus het dit en dat gesê en hy het dit nie gedoen nie. Hy het gelieg. En dis hoekom ons nie in hom glo nie. En die Christene het nie antwoord nie, want hulle self glo dat hy gelieg het. Wat gaan hulle vir 'n ateïs sê, wat sê, Joshua het gesê vir sy disippels, in julle generasie gaan nie goed gebeur, en toe het hy gelieg vir hulle, maar dit het nog nie gebeur nie. Dan kan die Christene vir hulle niks sê nie, want hulle self glo dit. En dit wys net hoe die Lucifer mense om die bos gelei, vir hulle gelieg. Van kleins af lieg Lucifer vir ons in die Christenkerke. Van kleins af brainwash hulle jou daar in die kerke met hulle klomp nonsens wat hulle vir jou teach van die eindtye en van die tweede koms en al hierdie goed. Die Bybel sê duidelik vir ons, Joshua het al klaar teruggekom en ek het julle nou net gewys in die historikuste. Hulle het ook gesê hy het klaar teruggekom. Hulle het dan verduidelik hoe hulle gesien het hy terugkom en hulle hoor die trompette. Vers 15. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty Elohim. Sy wapen is die woord van Elohim, waarmee hy elke mens teen wie hy te staan kom kan oordeel, selfs tot in die gedagtes en bedoelings van hulle harte. Hy kom met die gesag van sy Vader, wat die Vader hom gegee het, as die koning van konings en meester van meesters, en bring die regverdige oordeel van Jahoua oor diegene aan wie dit toekom. Hier word duidelik verwys na Yahushua, wat dan regeer vir 1000 jaar, net soos wat ons ook lees in Daniël 7. Openbaring is die vervulling van Daniël se geseelde profesieë. Die voete van yster en klei word vernietig deur Yahushua, wat dan fisies op die aarde regeer vir 1000 jaar. Ons sien die 1000 jaar geboue en uitvindsels om ons vandag wêreldwyd. Dieselfde tipe geboue wêreldwyd. Elektrisiteit wêreldwyd, naaste by dieselfde tyd uitgevind. Motors, treine, daar selfs hierdie lugballonne waarmee hulle gevlieg en rondgevlieg het, wat hulle gediscontinue het, die controllers, wat kom uit die 1000 jaar vrederyk. Ons sien die bewyse op die geboue van wat verwys na Yahushua wat regeer. Ek sal nog 'n video doen hieroor. Byvoorbeeld hierdie gebou, dis hier naby my werk, waar ek nou is. Hierdie gebou, en hier staan, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ek glo hierdie is 'n voorstelling van, moontlik van Yahushua, van die voorstellings van hom, het hy 'n baard en van hulle het hy nie 'n baard nie, soos hierdie een, like, die persoon wat hy is, het nie 'n baard nie. Maar van hulle het hy wel. Is baie mooi uitbeelding hierdie is 'n stukkie van 'n boot wat hy uitsteek, en dan is hier so houer wat allerhande soorte vrugte in het, dit beteken oorvloed glo ek. Hierdie simbole weerskante van hom, hierso verwys ek glo na elektrisiteit. En ja, dan is hier verskillende mense weerskante van hom. Maar dis interessant, en dit het 'n wonderlike betekenis as mens besef dat hierdie is gebou tydens die 1000-jarige vrederyk. So dit word letterlik vervul hierdie vers. The earth is Yahushua's earth, and the fullness thereof, want hy regeer daaroor. So dit het letterlik vervul hierdie vers. En ja, hierdie goeders het 'n dieper en 'n nuwe betekenis as mens weet waarom is mens op die tydlyn en wanneer hierdie geboue gebou is. Dan beteken dit maar net iets baie meer. En vers 16, and he has, ek wil net gou voor ek gaan net vir julle hier nog 'n prentjie wys van hierdie gebou. Hier sê vergroot, soos ek sê, dit lyk nie of die persoon 'n baard het nie. Daar sien jy ook 'n heuning, so amper soos die land van melk en heuning, of die wêreld van melk en heuning, hier's van, en ek glo dit is ook maar 'n verwysing van oorvloed. Heuning en bye verwys na vrugbaarheid, want dit sal beteken daar's baie blomme. Is welig, en dan hierso is verskillende mense wat seker maar verskillende rolle vervul. In die agtergrond sien jy maar van geboue wat hulle bou.
tydens die 1000-jarige vrederyk. Nou, hier is ondersoek geskryf. Ek gaan 'n bietjie praat oor die pilare in 'n ander video, want dit verwys ook na die 1000-jarige vrederyk. Daar's 'n dieper betekenis vir al hierdie patrone hierop, wat ek oor gaan praat. Baie interessant hierdie goed. En as julle gewonder wat hierdie gebou se naam, dit is the Royal Exchange. Dis wat hulle van dit vandag noem, dis hoe hy lyk, the Royal Exchange. So as ek uit die treinstasie hierso uitkom, en kyk ek so in hierdie gebou vas, hier by Bank Station. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Master of Masters. Daniel 7 vers 11 en 12. Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood is en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere in hul heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. The beast and his armies defeated. So, wat ek sê, maar is waar Joshua het regeer, en dit lyk asof, as mens kyk na Daniel 7 byvoorbeeld ook, dat sy regeringskap het begin na Titus Vespasian. Hy is 'n klein horingkie mos wat Daniel van praat, wat lasterlike goed gesê het, en ek het vir julle in die vorige hoofstukke gewys die lasterlike goed wat hy wel gesê het, en ja, hoe hy dit vervul van homself. En hy het 3 leiers uitgedruk, waarvan gepraat word, die 3 horings. Hy het aan albei kante, aan Israel se kant, en jy kan sê ook aan Rome se kant 3 horings uitgedruk, 3 leiers. En ja, interessant. The beast and his armies defeated. Then I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the birds that fly in the midst of the heaven, come and gather together for the supper of the great Elohim. Hier bespreek Johannes die finale vernietiging van die keiser en sy Rome, nou nadat Juda se oordeel volbring was, soos ons gesien het in hoofstuk 18 en 19. Nou is dit mos nou Rome se beurt, mense. En dis hoekom hy sê, nou gaan hy Rome, die dier, gaan hy nou vernietig. Dit is die geval deur die hele Bybel waar Jahoua 'n goddelose nasie gebruik om sy mense te oordeel, en net daarna word daardie heidense nasies geoordeel, soos Babylon en Assirië en selfs Egipte. Vers 18, nou dieselfde het met Rome gebeur, net na hulle die oordele gebring het oor Juda en die ander stamme, wat daar oorgebly het, net so het Joshua toe oor hulle ook 'n oordeel gebring. Vers 18, that you may eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men, the flesh of horses and those who sit on them, and the flesh of all people, free and slave, both small and great. Hier verwys hy natuurlik na almal die nasies onder die beheer van die Romeinse Ryk. Onthou, ons het vroeër verwys na die provinsies van Rome met leiers wat na koningsleiers verwys word, wat vir 'n kort tyd gaan regeer. Onthou julle daardie 10 leiers wat van gepraat word, wat vir 'n kort tydjie sou regeer? Nou, net so het hierdie Romeinse leiers van hierdie provinsies ook maar net vir 'n kort tydjie regeer, want Joshua het hulle vernietig. Net na hulle Juda vernietig het hy hulle vernietig. So hulle het letterlik net vir 'n kort tydjie regeer. Vers 19, and I saw a beast, the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him who sat on the horse and against his army. Onthou, die dier kan beide verwys na Rome, maar ook na hulle leier van die tyd. In Daniel 2 vers 43 en 44, dat u die yster gemeng het, met klein grond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van die konings sal Jahoua van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie.
Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar selfs sal dit vir ewig bestaan. Nou, mense het baie keer 'n probleem hiermee. Hulle sê ook my 1000-jarige vrederyk, dan beteken dit mos nou dit moet vir ewig aanhou. Maar dis nie wat dit sê nie. Dit beteken dat Joshua wel nog steeds regeer vandag nog. Hy is nie hier op aarde meer. Hy het homself en sy gelowiges verwyder hier van ons midde af, uit ons midde uit, na 'n ander area toe. Ek glo nog steeds hier op die aarde, maar 'n area waar ons nie kan gaan nou nie. En dis waar hy nou is. Dit word ook die paradys genoem, en waar sy heiliges saam met hom is, en van daar af regeer hy nog steeds. Lucifer moet maar nog steeds sy planne hardloop en kyk voorlê aan Joshua en kyk of hy saamstem daarmee of nie. En Joshua het maar nog steeds reëls wat Lucifer moet volg. En dis maar hoe dit is. Baie mense dink Lucifer aan die show. Hy ran nie die show nie. Ja, hy kan net doen wat Joshua hom toelaat om te doen, wat Joshua regeer. Net soos hy self gesê het, alle regeringskap is aan hom oorgegee na sy opstanding. Van toe af regeer hy al. Maar tydens die 1000-jarige vrederyk het hy ook regeer fisies op die aarde vir 1000 jaar. En toe gaan hulle na die paradysarea toe, wat Terra Vista genoem word, dink ek, op die aarde, op die plat aarde waarop ons is. Net buite die sirkel van die Antarktika is daar nog kontinente, en ek glo dit is waar Joshua op die stadium is. Hy het nie opgevaar na die hemel toe weer saam met die heiliges nie. Ek dink hulle is nog steeds hier op aarde, net in daardie area waar ons nie kan gaan nie. Van daar af regeer hy, en dan as die tyd reg is, dan kom hy terug hier oor ons, want hy het mos 'n vleiende stad, wat ook Zion genoem word, 'n vleiende Sion. En dis wanneer die Gog van Magog oorlog gaan kom, en dan gaan ek glo hy hang oor Suid-Afrika area, om ons te beskerm daarso. En dan gaan Lucifer en al sy hybrids en almal, net soos die Avengers, hom aanval en probeer vernietig, en die heiliges probeer aanval in Suid-Afrika, die Israel uitverkorenes wat bymekaar gekom het. En hulle gaan verloor, want hulle gaan almal verbrand word. Dis waar ons is op die tydlyn, en dis wat nou moet gebeur. Ek glo hierdie verse van die oorwinning van Joshua oor Rome is 'n verwysing na die begin van sy 1000 jaar vrederyk. Nadat Rome Juda vernietig het Joshua toe Rome vernietig. Was dit met sy engele en hy self, of was dit met natuurrampe of ander Israel nasies uit Asië wat Rome aangeval het? Miskien all of the above. Ek dink dit is all of the above, waardeur Joshua toe Rome gejudge het, vernietig het. Germaanse volke, veral die Visigote, of Visigoths is in Engels, en Afrikaans is mos soos Anglicisme, hulle 'n direkte vertaling van die Engelse woord. Visigote, okay, dis die Visigoths, dit is van Germaanse afkoms, onder Alaric, het Rome binnengeval en geplunder. Dit word gesê dat dit gebeur het rondom 400 na Christus, maar wie weet regtig, kon vroeër gewees het ook, aangesien hulle gepeter het met die geskiedenis en met die tydlyn, so 400 na Christus sou nog steeds gewees het, net voor die beplande begin van die 1000-jarige vrederyk. Want die 1000-jarige vrederyk moes begin het 500 na Christus. So dit sou in elk geval dan nog geval het daar binne, en dit sou dan nie 'n probleem gewees het nie, maar ek glo dit was vroeër. Ek dink dit was so 300 jaar vroeër, was hierdie aanval van die Germaanse volke op Rome. En buiten dit was daar verskillike, baie vulkane ook, en soos ons weet van hulle stede, het verdwyn onder die lava. En ek glo daar was aardbewings en hierdie ander nasies wat hulle aanval. Alles het so op een slag verkeerd geloop vir hulle, en dit is maar Joshua wat hulle vernietig, die tone van yster en klei. Nou die klei was toe klaar vernietig, en toe was dit die yster se beurt. Maar ons lees in Matteus 24 vers 29, en dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskit word. Aardbewing, vulkane, dis waarna dit verwys, mense. Matteus 24 vers 22. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. So dit blyk dat die dae verkort was,
na die vernietiging van Jerusalem en Juda, terwille van die volgelinge van Joshua. Want onthou, Rome het die gelowiges erg vervolg. Hulle het nie opgehou vervolg toe hulle Juda oorwin het nie. Hulle sou mos nou aangehou het daarmee. Na die verdrukking van daardie dae, vernietiging van Juda Jerusalem tempel, sal die son verduister word, 'n verwysing na vulkaniese uitbarstings in die Romeinse koninkryk. En dat daartoe ook aardbewings sou wees en was. En soos die Vesuvius berg is vulkaan. Ek dink dis die eerste keer wat 'n vulkaan genoem word in die historiebooks is Vesuvius. En dit was in Romeinse area. En dit het baie konsternasie veroorsaak vir hulle. Ons kyk of jy tyd is daar, 19%. Vers 20. Then the beast was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast, and those who worshipped his image. These two were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. In konteks verwys hierdie na die totale vernietiging van Rome. Ek gaan nou julle 2 voorbeelde gee wat dit kan na verwys. Dit kan een of die ander. In konteks verwys hierdie na die totale vernietiging van Rome, so dan moet hierdie lake of fire verwys na totale vernietiging van 'n land. Interessant dat Rome deurgeloop het onder vulkaniese uitbarstings, soos die Vesuvius vulkaniese uitbarsting. Dit beteken nie dat al die Romeinse burgers is lewendig in die hel gegooi nie. Ja, dit sal ons nie sin maak nie. Maar wat dit ook kan beteken, soos ek gesê het, die dier kan ook spesifiek verwys na Rome se leierskap. Die leiers betrokke was pa en seun, Flavius en Titus Vespasian. Nou, Titus Vespasian vervul die rol van die valse profeet. Hy het vir die mense gesê, julle moet my vader aanbid, julle moet my pa aanbid, Flavius. Hy het ensigns, hy het afbeeldings van sy pa daar rondgedra en dan neergesit by die tempel en hy het gesê, die mense moet hom aanbid. Hy was die valse profeet, hy was die valse, profeet, wat hiervan gepraat word, hy vervul daardie rol. Ons sien dat die valse profeet loop deur saam met die dier, Rome Flavius Vespasian. Die rede sal wees dat die valse profeet is Titus Vespasian. Hy het vir die mense gesê om sy pa te aanbid. Hy het die merk Romeinse geldstelsel, moontlik die libellus dokumente, afgedwing op die Israeliete. Die libellus is dokumente wat hulle, soos 'n idee wat hulle die mense, dokument wat hulle mense gegee het, wat gebuig het voor 'n afgod wat hulle by hulle gehou het, en 'n insens gebrand het, en hulle moes 'n rympie opsê, en dan kry hulle die libellus dokument, en dan kan hulle koop en verkoop. En die ander ding wat hulle afgedwing het op die mense, is die Romeinse geldstelsel met hulle afgods images, afgods gesigte op die geld, met die aanbiddingswoorde van hierdie afgod ook op die geld, wat afkom op 666. As jy dit bymekaar tel, wat daar staan op die geldstukke, was dit 666, net soos wat Johannes gesê het. Nou, beide Nero en Flavius en Titus Vespasian vervul daardie getal in 666, as jy dit gaan uitwerk. Maar ek het dit ook genoem in 'n vorige hoofstuk. Al wat hierdie dinge vir jou wys, hierdie goed het al gebeur. En hy het die merk Romeinse geldstelsel, ek het dit genoem, afgedwing op die Israeliete. Hy is die klein horinkie wat regeringskap oorgevat het na sy pa Flavius Vespasian. Nou, hulle is saam aangestel as keisers. Maar Titus Vespasian het 'n bietjie langer aangehou regeer na sy pa. Wel, dis hoe die historiese boeke dit sê. So dit blyk dat Rome vernietig is tydens Titus Vespasian se regeringskap rondom 80 na Christus. Dit is waarna hierdie lyk my verwys. En dat hulle in die hel gewerp is natuurlik, Titus, sy pa, wel, Nero sou natuurlik ook hel toe gegaan het. En die wat moes gegaan het. Die valse profeet en die pa, so Titus en sy pa, is toe in die hel gegooi. Wie was die ander wat hulle genoem het? These two were cast, is net hulle twee, So, hierdie beest hierso, dink ek, soos ons sien, deurgaans in Openbaring verwys die dier na die Romeinse ryk, maar dit verwys ook na die leier van daardie ryk van die tyd.
soos Nero of Flavius Vespasian of Titus Vespasian. So dit kan verwys na die hele volk of na 'n mens of die leier, die koning. En in hierdie geval van hierdie vers lyk dit of dit spesifiek verwys na die leier of die leiers. And the rest were killed with a sword which proceeded from the mouth of him who sat on the horse, and all the birds were filled with their flesh. Hebreërs 1 vers 3, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power. Yahuwah en sy seun het beheer oor alles in die skepping, en hulle kan met hulle woorde enigiets ontbind wat bestaan, enigiets tot niet laat gaan, want alles bestaan uit klank, frekwensie. En die Bybel sê, hulle hou alles bymekaar deur frekwensie. So hulle kan net dat daar die frekwensie ophou, en dan sal dit wat daar is, disintegreer. Seker maar amper soos die voorstelling van die mense wat verdwyn het met daardie Avengers, toe hy sy vingers klap, toe verander almal so in as, dit lyk soos as. Dieselfde idee, Yahuwah kan, nou vir sy vingers te klap hê, maar dan kan, hy kan net laat frekwensie ophou, 'n vibrasie ophou, 'n klank ophou, dan sal dit wat daardie klank gevorm het, sal disintegreer, dit sal so verdwyn, soos as of mis voor die son. Want hulle het bewys, alles bestaan uit klank. Selfs siektes, selfs kankers bestaan uit klank, sekere frekwensies. Dis hoekom, begin ek alweer met my keel. Dis hoekom Raymond Royal Rife allerhande frekwensies uitgevind het, wat al verskillende siektes kon genees het, en parasiete doodmaak en so aan. Ek wil nie in moeilikheid hier kom as ek daaroor begin praat nie, maar ja, want alles bestaan uit frekwensies, dis my punt. Dit is die einde van die hoofstuk. Jo, ons het net baie slag gemaak. Ek dink hierdie computer, ja, 16%, ja, dit is goed. Ja, wat ons hier kan sien is, ons wys nog steeds dat hierdie dinge het vervul rondom 70 na Christus. Hierdie gaan oor die oordele van Juda en Rome. Hierdie gaan oor die oordeel van Titus en sy pa Flavius Vespasian. En natuurlik, hulle het allerhande ander name ook, dis maar die name wat ek vir hulle gebruik. Gaan kyk maar, julle sal sien, hulle word ander name ook gegee in die op die webtuistes wat dit net meer confusing maak. So ek probeer dit so maklik as moontlik vir julle maak om te verstaan van wie ek praat. As wat ek al hierdie string name vir julle opsê en dan later weet julle nie meer van wie ek nou eintlik praat nie. En maar dit is hulle, dit is die valse profeet, is Titus Vespasian. En die dier wat na verwys word, glo ek is hier dat sy pa en nie die volk nie. Maar die volk het maar ook deurgeloop daar met die vuur en die lava en hulle stede wat verbrand het en die Germaanse nasies wat hulle aangeval het, die Visigoths. Dit was dalk nie die enigste nasies wat hulle aangeval het nie. Ek kan net gaan hier stop. Dit was dalk nie die enigste nasies wat hulle aangeval het nie. En maar hulle het, ja, jy het hom al deurgeloop, Joshua het seker gemaak, hulle was ook vernietig. Maar as jy kyk op die medaljes van die 1000-jarige vrederyk, wat ek in my ander video vir julle gewys het, wys daar met dat hierdie oorlog gebeur het, en Joshua daar gehelp het met die oorlog. En dit wys dit op waar die 1000-jarige vrederyk muntstukke. En dat dit mense is wat teen mense geveg het ook baie keer. Dit was nie Joshua en sy engele wat alles gaan doen het nie. Hy het dit oorgelaat ook aan sy gelowiges om dit te gaan doen. En ons het net 'n paar hoofstukke oor, né? Ons staan nou amper aan die einde van hierdie is 'n baie goeie hoofstuk natuurlik, baie verwysings na hierdie Openbaring 20. Maar dit gaan ons nou oor die 1000-jarige vrederyk en dit wys net hoe alles op mekaar volg. So hoofstuk 19 was oor die vernietiging van Rome finaal, na die vernietiging van Juda en Jerusalem en die tempel in hoofstuk 17 en 18. So nou hoofstuk 19 is Rome se vernietiging en nou hoofstuk 20 is die 1000-jarige vrederyk. Amazing, alles volg so op mekaar. En kan julle sien hoe het alles op mekaar gevolg. En min Christene weet eintlik wat gebeur na die 1000-jarige vrederyk, want die dominees en so aan vertel nie vir jou verder nie. Gewoonlik is dit waar hulle preke stop.
Hulle preek nou net van die groot verdrukking gewoonlik en dan miskien nou en dan sal hulle noem van o ja, daar's 'n 1000-jarige vrederyk daarna en tada, dis die eind van die prent en daar rol die name van wie die prent gemaak het. Maar dis nie waar dit stop nie. Volgens die Bybel is dit nie waar dit stop nie. Na die 1000-jarige vrederyk is daar nog 'n kort seisoen van misleiding. En niemand preek dit nie. Niemand preek dit nie. En dis hoekom niemand daarvan weet nie. Daar's 'n kort seisoen van misleiding en dis waar ons nou is op die tydlyn. En ja, ek sal meer daaroor praat met hierdie volgende hoofstuk in elk geval. OK, groete julle en dis nou in al 50 minute hierdie video. Geniet julle dag verder. Bye.